Reg, fantasties. Efesiërs 1. Ek is nie altyd lekker seker wie is die meeste opgewonde nie, ek of julle. Efesiërs 1 is so 'n ryk gedeelte en mag elkeen van die vanmôre werklik waar die Here se stem hoor as jy saam met my na hierdie gedeelte kyk, Efesiërs 1. Kom ons buig ons hoofde saam. Dankie Here vir hierdie gedeelte. Dankie dat U 'n afspraak met elkeen van ons het vir volgende. En dat U deur die Gees met ons gaan praat. Here, die gebed van my hart is dat elke persoon wat hier sal uitstap sal sê, die Gees het met my 'n ontmoeting gehad vanmôre. Ek het sy stem gehoor. En Here, dat ons werklik waar volgens die woord sal gaan leef, dat ons onsself sal onderwerp aan die woord. Dankie dat ons kan bid vir van ons familie wat vanmôre nie hier is nie, wat dalk siek is. Here, ons wil bid dat U werklik waar vir hulle sal vashou in hierdie oggend en dat hulle in hierdie oomblikke hulle toevlug na U toe sal neem. Dit is die gebed van ons hart. En Here, waar die kerk alreeds gister in die ooste beginne vergader het en deur sal aanhou tot waar hy sal eindig in Amerika. Here, is die gebed van ons harte dat vanmôre die evangelie gehoor sal word. Mense se harte verander sal word en vernuwe sal word. Ons bid dit in die naam. Amen. Ek gaan weer van vers 1 lees. Van vers 1 af, Efesiërs 1 vers 1, Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God. Aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke seëninge, geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. En dan gaan ons vanmôre aan, vers 5. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Net tot sover. Mag elkeen werklik waar sal groei deur hierdie gedeelte, woord van die Here. It's 'n amazing gedeelte. Nou kom ons begin by vers 5. En hy gebruik hier 'n Griekse woord, wat hy nie net vir ons wil vertel dat God ons gekies het nie. As jy weer teruggaan, kyk mooi na hierdie gedeelte. Dan word vir ons vertel dat God ons gekies het. Vers 4. So het hy ons ook voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies. Ons is gekies in hom voor die grondlegging van die wêreld. Is ons uitverkies. Nou vers 5 gaan aan en hy sê, nie net is ons uitverkies nie, ons is voorbestem. Ons is voorbestem. En hierdie woord in die Grieks is 'n baie interessante woord. Partykeer is dit gevaarlik om woorde op te breek in die Grieks, want soos in Afrikaans ook, sekere woorde het jy nodig om saam te gebruik. En die oomblik as jy uit mekaar uittrek, word dit 'n totaal ander woord. OK. Maar hierdie Griekse woord, as ons uit mekaar uittrek, het dit te maak met voor iets, en dan die volgende woord het 'n baie interessante betekenis. Die Griekse woord beteken om iets te vat en jou erfdeel daarvan uit te gaan teken. Om te weet, hoor jy, hierdie is my stuk grond, en jy gaan en steek jou stuk grond af. Vroeger jare het baie mense dit gedoen. Jy het in 'n stuk grond ingegaan en dan het hulle vir jou gesê, so ver as wat jy kan ry vir so lank, is jou grond, en jy moet dit gaan afsteek. Nou hierdie Griekse woord is daai woord waar jy vat en jy gaan jou grond en jy gaan steek dit af. So die Bybel sê vir ons, voor alles
Voor alles het God gegaan en sy eiendom gaan afsteek. Amazing. Amazing gedagte om te besef, God het vooruit besluit en hy het gesê, hierdie is myne. God sê dat alles vind plaas soos hy dit beplan. Elke liewe ding op aarde vind plaas soos hy dit beplan. Genesis 15 vers 13 word vir ons vertel van Abraham wat met God 'n gesprek het en hoe God vir Abraham beloof en vir hom sê, dis wat gaan gebeur met jou nasate. Luister wat sê God vir hom. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vir 400 jaar lank. Voordat enigiets gebeur het, Abraham lewe nog, sê God vir Abraham, Abraham, jou nageslag gaan verdruk word vir 400 jaar gaan hulle vreemdelinge wees. Nou dink ek baie keer by myself, het jy al ooit gesit en gedink, wat moet alles plaasvind vir iemand om te voorspel dat oor 400 jaar die volgende gaan plaasvind? As jy nou in daai geskiedenis afgaan en jy dink by jouself, wat moes gebeur het sodat Josef gebore sou word, sodat Josef deur sy broers gehaat sou word, sodat Josef verkoop sou word na 'n vreemde land toe, sodat Josef daar op die ou ende tweede bevel kan wees, sodat hy die drome kan uitlê, sodat hy die koning kan help en hulle almal vir 7 jaar lank sy ongelooflike droogte deur kan vat, sodat sy paal sou kom van Kanaan af na Egipte toe, vir die tyd lank daar bly en dan daar bly vir 400 jaar. En dat dan 'n man met die naam van Moses sal opstaan, en Moses moet eers 40 jaar woestyn toe gaan, want God wil hom eers goed gaan leer, dan kom hy terug, en dan is daar pla, en dan vat God sy hele volk uit Egipte uit. Maar die Bybel sê, voor enigiets daar is, ek sê vir jou Abraham, dit gaan vir 400 jaar lank so wees. Omdat God sê, ek het dit so bepaal. Ek het dit so bepaal. Nou wil ek gaan kyk na hierdie Griekse woord en kyk 'n bietjie waar dit in die Nuwe Testament voorkom. Kom ons kyk na 2 gedeeltes saam. Die een is in Handelinge 4. Handelinge 4. Handelinge 4. Die meeste van julle gaan dadelik hierdie teksvers ken, jy behoort dit te ken, as ek dit begin te lees. In hierdie gedeelte, net voor dit, word daar 'n psalm aangehaal. Luister wat daar staan, vers 25, want by monde van ons vader Dawid, die diensknegt, deur die Heilige Gees gesê, waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en sy gesalfde. Okay, so die wêreld staan op en sê, ons staan op teen God. En dan vers 27. Want inderdaad, in hierdie stad het hulle, Herodes, Pontius Pilatus, saam met die heidene nasies en die volke van Israel, saamgespan teen u heilige diensknegt Jesus, wat u gesalf het. So die hele wêreld daar van daai tyd, het saamgespan, Herodes, Pontius Pilatus, ons weet die Bybel sê vir ons, hierdie 2 manne kon nie eers met mekaar oor die weg kom nie. Maar hulle het saamgespan, hulle het saamgewerk, saam met die heidene nasies, die volke van Israel, almal staan saam. Die interessante is, dis wat die Bybel ook vir ons wys, nie? Die wêreld span altyd saam teen die gelowige. Want hulle haat vir God. Nou saamgespan teen die diensknegt Jesus wat hy gesalf het. Nou luister vers 28. Om alles te doen wat deur die hand en die plan vooruit beskik het. Daar's die woord. Vooruit beskik het dat dit moet gebeur. So alles het plaasgevind soos wat God gesê het, dit sal gebeur. So Pilatus en Herodes het gedink hulle maak hulle eie plan. Hulle is gevul met haat.
Hulle wil nie hê hy moet die koning verder wees nie. Pilatus se kant, hy is bang dat die keiser vir hom gaan afstel. Herodes se kant, wel hy wil net weet wat is die beste wonderwerke wat hierdie man kan doen. Geen van hulle wil vir Jesus Christus verder raai nie. Hy's 'n bedreiging vir hulle. Hulle span saam almal om te doen wat God vooraf bepaal het sal plaasvind, dat Jesus Christus aan die kruis sal sterf. Dis wat hierdie gedeelte sê. So hierdie gedeelte sê, hy het dit vooruit beskik. Hy het dit vooruit beskik. Die volgende gedeelte waar hierdie teksvers, hierdie Griekse woord vandaan kom, is 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2 vers 7. Kom ons blaai so toe. 1 Korintiërs 2 vers 7. Vers 6 begin en hy sê, vir diegene wat volwasse in die geloof, is wat ons sê wel wysheid, nie die wysheid van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se Jesus nie, hulle gaan in elk geval tot niet. Nou vers 7. Ons praat egter van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het, daar's die woord, voor alle tye bestem het, vir ons heerlikheid. So God het voor alle tye het hy gesê, dit is wat ek bestem vir hierdie groep mense. Kan jy verstaan hoe dit 'n impak gehad het op gelowiges? Gelowiges het die verstaan dat God vooruit beplan het, vooruit beskik het, 'n ongelooflike impak in hulle lewens gehad. Daarom kon hulle mekaar vergewe. Daarom kon hulle nooit iets gehou teen iemand anders nie, want hulle het verstaan dat God is die een wat in beheer is van alles. Luister wat sê Josef. Josef sê in Genesis 50 vers 19, maar Josef het geantwoord, moenie bevrees wees nie, sê hy vir sy broers, want hulle is bang ewe skielik is hulle pa dood, en Josef gaan hulle nou terugkry. En Josef sê vir hulle, moenie bevrees wees nie, want ek is ek in die plek van God. Is ek in die plek van God? En dan vers 20. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. God het dit gebruik wat julle tot sleg wou gehad het vir my. Dit was deel van God se plan om wat te doen? Om 'n volk te red. Kan jy verstaan wat 'n impak dit in jou lewe maak as jou teologie reg is? Wat 'n impak maak dit in jou lewe as jy glo dat God die een is wat alles vooruit beskik het om plaas te vind? Hoe kyk jy na die wêreld rondom jou? Hoe kyk jy na jou eie situasie waarin jy lewe? As jy dit verstaan. Waarom het hy ons vooruit beskik? Wat sê die teks? Waarom het hy ons vooruit beskik? Hy het ons vooruit beskik. Hy het dit so bestel, vooruit beskik om wat te doen? Om ons deel te maak van sy familie. Om ons as kinders aan te neem. Luister wat sê Romeine 8 vers 29. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het. Luister net na hierdie teksvers. Jy moet jou verwonder. Ek dink baie keer lees ons teksverse en ons is so bekend daarmee dat ons nie meer luister nie. Luister na hierdie teksvers. Sit terug en luister hierna. Dit is ongelooflik. Luister wat sê hy. Romeine 8 vers 29. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het. Wat beteken geken? Ginosko beteken 'n intieme liefdesverhoudings. Bly jy ken dit al. Okay, intieme liefdesverhouding. Ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. Hy het ons vooruit bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. Vers 30. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep.
En diegene wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. So die Bybel vertel vir ons, waarvoor het hy ons voorbeskik? Wat was die rede gewees hoekom God voor alle tye gegaan het en gesê het, ek steek hierdie grond af aan hierdie persone behoort aan my? Waarom het hy daai persone afgesonder? Sodat hulle deel kan wees van sy familie, broers en susters in Christus Jesus. Nou in die Ou Testament was daar nie baie verhale gewees waar daar aanneming plaasgevind het. Dit is ongelooflike metafore van wat dit beteken. Ons het al gepraat oor Dawid en Mefiboset. Hoe Dawid vir Mefiboset bring in sy huis in. En ewe skielik kan hy aan sy tafel sit. So daar's dele daarvan. Maar die hele gedagte om jou deel te maak van my familie is 'n gedeelte wat God op 'n manier doen in die Ou Testament, en hy doen dit teenoor 'n man met die naam van Dawid se seun Salomo. God maak 'n belofte aan Dawid rondom sy seun Salomo. En as jy na hierdie gedeelte luister, dan besef jy, Salomo was nie ten volle vervulling daarvan nie. Dit wys na meer as Salomo. Dit wys na Christus Jesus. Maar luister wat sê hierdie gedeelte, 2 Samuel 7 vers 13 en 14. Hy is die een wat vir my naam, hy praat oor Salomo, hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. En ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vas staan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Daarom wanneer hy afdwaal, sal ek hom straf met die stok wat manne gebruik, en met houe wat mense toedien. En dit sou God op die ou ende met Salomo doen. Maar meer as Salomo sou opstaan in die geskiedenis, die koning van alle konings sou opstaan. Hy was meer as Salomo, en hy sou die een gewees het wat God sê, dit is my geliefde seun. En nou sê die gedeelte in Efesiërs 1 dat in Christus Jesus het ons dit ontvang. Ons het ontvang om aangeneem te word in Christus Jesus. Nou is ons kinders van God die Vader. Romeine 8 vers 15. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba Vader. In Christus Jesus kan jy na God die Vader toe gaan en jy kan hom noem Abba Vader. Nou albei van die woorde het dieselfde betekenis. Abba en Vader, dieselfde betekenis. Hy is ons Vader. Hy is ons Vader. Die een waarmee ek kan praat elke oomblik van my dag. So wat gebeur in my lewe as ek verstaan God is my Vader? 'n liefdevolle, goddelike Vader. Wat beteken dit in my gebedslewe? Dat ek enige oomblik in die troonkamer van God die Vader kan gaan, deur Jesus Christus. Deur Christus se bloed kan ek in die troonkamer instap en kan ek met die Vader praat. Verstaan jy dit? Dis mind-boggling. Onthou jy wat in die Ou Testament gebeur met 'n vrou met die naam van Esther? Esther wil by die koning instap. Kan sy by die koning net instap? Nee, sy kan nie by die koning instap nie. Daar word vir haar gesê, hoor hierso, jy moet onthou, wat gebeur met die koning as hy jou wil vrywaar? Hy steek sy staf uit na jou. Maar jy kan nie net ingaan in sy troonkamer enige tyd nie. God in Christus Jesus vertel vir ons as sy kinders, hy sê vir ons, ek wil hê julle moet my noem Abba Vader. Dit beteken jy het enige tyd toegang tot my troonkamer. Weet wat is my ongelooflik? Dat meeste van ons gebruik het nie. Kan jy dink iemand is so stupid? Dat hy sit met sy eie probleme en hy sit en worstel daaroor en hy dink by homself, hoe gaan ek maak en al die goeders? En die Here sê, waarom kom jy net aan my troonkamer nie? Ek is die God wat in beheer is van alles. Ek bepaal alles wat gaan plaasvind voor enigiets nog daar is ek die God wat in beheer is. En jy kan my noem Abba Vader. Jy sien, ek dink meeste van ons het nie 'n idee wat ons glo nie. Ek dink regtig so.
Ek kyk baie keer na mense en ek kyk na hulle gesigte en ek kyk hoe hulle dink oor die lewe en dan dink ek by myself, het jy die Bybel gelees? Onlangs? Weet jy wat die Bybel vir jou vertel oor wie jy is? Waaroor is jy angstig? Wat sal gebeur as ons werklik waar as kinders van die Here vanmôre dit glo? Wat sal die impak op jou lewe hê? As jy regtig waar vanmôre dit glo. As jy hier uitstap en sê, my pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, ek sal dit nie vergeet. Wat sal gebeur? Maar jy sien, is 'n liedjie wat jy sing. En dan sê jy nog steeds, terwyl jy besig is om te ry, en jy is bekommerd sê, my pa is die koning van die heelal, weet jy. En wat jy is so hartseer, en jy is so in 'n toestand, terwyl jy bely, hy is jou vader. Luister wat die volgende verse sê net daarna, in Romeine 8 vers 23, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God as eerste gawe ontvang het, sig innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. So die Bybel sê vir ons, in Christus is jy alreeds 'n kind van hom? Ja, maar daar is ook 'n deel daarvan wat jy uitsien na die vervolmaakte ontvangenis wat jy gaan kry, die volmaakte tyd wanneer jy gaan ontvang en volkome dit gaan hê wat in Christus Jesus beloof is. Hebreërs 2 vers 10. Dit was immers gepas dat hy vir en deur wie alles bestaan ten einde baie kinders tot heerlikheid te lei. So hy deur wie alles bestaan, as hy kinders wil inlei tot heerlikheid, wat moet plaasvind? Die leidspan van hulle verlossing deur die lyding tot volmaaktheid sou bring. Want sowel hy wat heilig maak, as hulle wat geheilig gemaak word, is almal uiteen. Kan jy verstaan hoekom vers 4 gesê het, waaroor is ons uitverkies? Uitverkies tot heiligheid. Waarom? Want jy kan nie in die teenwoordigheid van God inkom as jy nie heilig is nie. So die een wat jou heilig gemaak het, is die een wat jou ingebring het in die troonkamer, sodat jy hom kan noem, Abba, Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. As hy na my kyk, sê hy, daar is Johan Lou, hy is my broer. Hy is nie skaam om dit te doen nie. Waarom? Want hy is die een wat die volmaaktheid gaan bewerkstellig het. Hy is die een wat die prys gaan betaal het om vir my volkome te maak in Christus Jesus, dat ek sy broer kan wees. Vers 12 van Hebreërs 2. Wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broers verkondig, in die byeenkoms sal ek die lof besing, en ook, ek sal my vertroue steeds in hom stel, en ook, kyk hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Het is 'n interessante woord oral in die Nuwe Testament. Dit het al plaasgevind. Dit is klaar beplan. Dit gebeur soos wat God dit beplan het. Hy het vir ons vooruit beskik dat ons as kinders aangeneem sal word. Nou in die tydperk van die Griekse, in die Romeinse tydperk, die reis in die Romeinse wet, was hierdie ongelooflik geweest, dat in die Romeinse wet kon iemand kom wat 'n pa is, en hy kon iemand gevat het in 'n lae stand, en wat doen hy? Hy bring hom in sy familie in, en ewe skielik as hy hom in sy familie inbring, raak hierdie persoon alles wat die res van sy familie het. Hy kry presies wat die res van die familie kry. Dis wat Galasiërs 4 vir ons vertel. Nie net neem hy ons aan nie, nie net maak hy ons broers en susters van hom nie, maar Efesiërs gaan verder en hy sê, daar vind ook meer as dit plaas. Nou nie vir jou dis verstommend om te dink, kan iets meer as dit plaas? Kan God, as ek in Christus Jesus familie van hom raak, dat ek hom Abba Vader kan noem, is dit nie meer as genoeg nie? Sou ek nie die res van my lewe in absolute vreugde kon leef, as God gesê het, ek maak jou my kind. Van nou af is jy my kind. Sou dit nie meer as genoeg gewees het? Maar die teks gaan verder. En ek wil hier met saam my lees, Galasiërs 4 vers 4.
Galasiërs 4 vers 4. Galasiërs 4 vers 4 sê, maar toe die tyd vervul is. Toe die tyd vervul is. Toe dit plaasgevind het wat God bepaal het voor die grondlegging van die aarde. Toe daai tyd in vervulling gegaan het, het God sy seun uitgestuur. Daar is dit onmiddellik dat Christus nie net gebore is en as mens het hy ewe skielik sy ontstaan gehad nie. Nee, hy was voor alle tye, was Christus al reeds daar gewees. En die Bybel sê, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. En omdat hulle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, die gees wat roep, Abba, Vader. So kan jy hoor Romeine weer eens, hoor jy ook in hierdie gedeelte, dat in Christus Jesus het ons kinders geword. Kinders wat uitroep deur die gees wat in ons harte is, roep ons uit, Abba, Vader. Daar's 'n intieme verhouding wat ek nou met God die Vader het. Hoe is dit moontlik? Deur sy seun Jesus Christus, wat die straf kom dra het, wat ek nie in staat was om te dra nie. In Christus Jesus het ek ingekom, en ek is nou deel van hierdie familie. Meer as dit, vers 7. Jy is dus nie meer slaaf nie, maar seun. En as jy seun is jy ook erfgenaam deur God. Ons is nie net seun nie, ons is ook nou erfgenaam. Omdat ons deel het aan die familie van Jesus Christus, is ons nie net deel van die familie nie. Die Here sê, jy is nou ook een van die erfgename. Jy sien mense, as ons na hierdie gedeeltes kyk, dan moet ons so verstom wees deur God, so oorvloedige genade. Want dit gaan die volgende wees wat hy gaan noem in die teksvers. Maar alreeds moet jy vir jouself sê, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Ek is ingebring. Mense, jy is 'n slaaf gewees. Jy was buitekant die redding van God. God het in sy genade vir jou ingebring in hierdie familie in. En wat doen hy met jou as jy in die familie is? Hy maak jou 'n erfgenaam. Jy's vanmôre 'n erfgenaam. Van wie? Jy sien as jy 'n erfgenaam is, hang dit alles af van wie jou pa. Wie dit weet nie. Jy sien as jy 'n pa het, wat nou nie baie geld is 'n erfgenaam nou nie werklik waarheid. Maar imagine dat jy die erfgenaam is van die een wat alles behoort aan hom. Die ewigheid, die hemel, die nuwe hemel en die nuwe aarde wat hy kom skep, alles behoort aan hom. En hy sê, ek wil hê jy moet in my familie inkom, en nie net kom jy in my familie nie, jy is 'n mede-erfgenaam. 'n Mede-erfgenaam van wie? Van Christus. Kolossense 1 vers 12 tot 14. Moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Jy moet die Vader dank. Vir die res van jou lewe kan jy die Vader dank. Waarvoor dank jy hom? Omdat hy julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Hy het jou geskik gemaak daarvoor. Jy is 'n mede-erfgenaam van alles wat in die lig is. Vers 13. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun. Dis wat ek laasweek ook vir julle gesê het, mense, dis die gedeelte wat mind-boggling is. Vir ons wat op die aarde woon, is nie net is die reddingsdaad plaasgevind nie, maar onmiddellik as die reddingsdaad plaasvind, wat doen daar? Daar vind 'n verplasing plaas in ons lewens. Ons verwissel tuiste van die tydelike af tot die heerlike. Die Bybel sê dit is nie alles ten volle nie, daar is nog 'n gedeelte wat nie daar is nie. Ons lewe nog in hierdie wêreld. Ons is nog steeds
ons vang onsself elke oomblik wat ons moet sonde bely in ons lewens. Ons het soveel goedes wat ons in afhanklikheid voor hom moet bring. Maar ten spyte daarvan sê die Bybel, daar is 'n ander realiteit in jou lewe. Dis wat hy hier sê. Hy het ons gemaak deel te hê aan die heiligste erfdeel in die lig. God het ons uit die mag van duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun. Dit het plaasgevind. So ons het beweeg. Ons het beweeg vanuit die wêreld uit en ons het ontvang alreeds in Christus Jesus die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie hy ons bevryding en vergifnis van sondes ontvang het. Sien jy hoekom is het so amazing? Het. Deur wie ons bevryding en vergifnis van sondes ontvang het. Jy sien die wêreld waarin ons lewe, die wêreld verstaan dit nie. Hulle verstaan nie wie ek en jy is nie. As kinders van die Here verstaan hulle nie wie ons is nie. Hulle verstaan nie wie aan wie ons behoort nie. Hulle verstaan nie wie ons pa is nie. Hulle verstaan nie dat ons erfgename is nie. Hulle verstaan dit nie. Romeine 8 vers 19 sê, met vurige verlange wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Daar sal 'n openlike bekendmaking wees, hierdie is my kinders. Die Vader sal ons bekend maak. Voor die res van die wêreld sal ons staan en hy sal sê, hierdie is my kinders. In Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Wat 'n ongelooflike liefde het God aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. En dit is ons ook. Luister wat sê die Bybel. En dit is ons ook. Ons is dit ook. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie ken nie. Die wêreld ken nie vir jou nie. Hulle weet nie wie jy is nie, want hulle ken nie hom nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Daar is 'n ten volle wat gaan aanbreek, in tyd gaan daar ten volle aanbreek, wanneer Christus Jesus op die wolke sal verskyn, en daar bekend sal gemaak word, hierdie behoort aan my, en dat ons alles sal ontvang, dat ons hom sal sien van aangesig tot aangesig. Ek sê gisterand vir Ellen, terwyl ons in die bed klim, sê ek vir, die groot ding wat ons mis as kinders van die Here is, ons gaan die eerste deel van die ewigheid nodig het, net om oor dit te kom, om hom te sien van aangesig tot aangesig. Jy sê die eerste deel van die ewigheid, dis ek dis ironie, want dit is die ewigheid. Om hom te sien, die koning van alle konings. Hoekom het dit plaasgevind? Waarom het dit plaasgevind? Jy sien, Efesiërs deur die leiding van die Heilige Gees skryf Paulus vir hierdie gemeente en hy wil vir hulle vertel waarom het dit plaasgevind? Want die grootste gevaar wat enigiemand in die kerk van die Here Jesus kan hê, is dat eers in jou lewe iets insypel wat sê, dit was omtrent gedoen as gevolg van my. En hy gebruik twee woorde om te sê dit niks met jou uit te maak. Twee woorde. Die eerste woord is na sy welbehae en die tweede woord is sy wil. Sy wil. Wie wat beteken welbehae? Welbehae vir sy plesier, vir sy genot, vir sy vreugde. God het ons voorbeskik om ons as kinders aan te neem en vir ons 'n erfporsie te gee, omdat hy dit so geniet het om te doen. Vreugde gevind het om dit so te doen. Jy sien, toe God ons gekies het, en dit is baie belangrik, toe God ons gekies het, was dit nie 'n wiskundige formule nie. Dit was 'n God wat ons gekies het en sy liefde
oor ons uitgestort het op grond van sy liefde. Dit was 'n liefdesdaad van 'n God wat vreugde daarin gevind het om my te kies. Hoekom? Want hy het vreugde gehad om my te kies. In hierdie gedeelte onmiddellik sê dit vir jou, dit het niks met jou uit te waai nie. Dit is God wat vreugde in homself vind. In Lukas 2 as Jesus verskyn, en baie van die nuutste tekste wat ons opgegrawe het, sê vir ons wat hierdie teks eintlik beteken. En ons gaan kyk na dit en ons sien die teks het te maak met die enkelvoud wat dit vertaal. Kyk gou nou saam met my hierdie gedeelte. In 2020 vertaling, kom ek lees dit saam met jou. Lukas 2 vers 14. Kom ons maak gou 'n oop daar. Lukas 2 vers 14. Die skaapwagters is in die veld. Julle ken hierdie verhaal, Kersfeesverhaal. Die skaapwagters is in die veld. Die volgende oomblik gebeur daar iets en is amazing. Vers 13. Lukas 2 vers 13. Skielik was daar saam met die engele 'n menigte wat God loof. Luister wat sê hulle. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God welbehae het. Hoekom is daar vrede op aarde? Omdat God in die mens 'n welbehae het. Het God 'n welbehae in alle mense? Nee. So aan wie is hierdie boodskap gebring? Vir almal wat deur die geskiedenis uitverkies is en sal inkom in sy plan en sy raadsplan wat sal wees broers en susters van hom, erfgename van die Vader, sal ek meer erfgename van Christus. Daarom sê hy, in wie God 'n welbehae het. En wie God 'n welbehae het. Dit het alles te maak oor God. Lukas 10. Weereens word hierdie woord gebruik, vers 21. Op daardie oomblik het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel en gesê, ek loof U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het U dit, en nou is die Griekse woord, welbehae. So was dit U welbehae. Hoekom het God dit so beplan? Want dit is sy welbehae. Hy het vreugde daarin gevind dat dit so is. Filippense 2 vertel vir ons dat alles in ons lewens, tot dit wat ons sal doen, is al reeds deur God bepaal. Filippense 2 vers 13. Want hy wat die gewilligheid, hoekom wil ons vir die Here lewe? Wie het vir ons die gewilligheid gegee om vir die Here te lewe? God het dit gedoen. Want hy wat dit gewilligheid en die optrede, wie gee vir ons die krag om te doen wat God van ons vra? God. Wie gee vir ons die vreugde daarin om te doen wat God van ons vra? God doen dit. En die optrede en julle te bewerk, soos dit goed gevind is, welbehae. Grieks dan. Welbehae. Soos dit sy welbehae was. En dan as jy dink welbehae is meer as genoeg om te sê hy het alles gedoen vir sy genot, hy het alles gedoen vir sy vreugde. Sê die Bybel, hy het dit nie net gedoen omdat dit sy welbehae is nie, hy het dit ook gedoen omdat dit sy wil was. Alles vind plaas omdat dit sy wil is dat dit so sal plaasvind. Hy het ons gekies, voorbeskik voor die grondlegging van die aarde om aangeneem te word deur sy seun Jesus Christus, sodat ons die erflating kan ontvang in Christus Jesus. En dit het alles plaasgevind sodat dit plaas kan vind volgens sy welbehae en sy wil. Jesaja 53 vertel vir ons hierdie ongelooflike daad wat plaas sou vind in Christus Jesus. Jesaja 53 vers 10. Maar dit het die Here behaag. Dit was sy welbehae. Maar dit het die Here behaag
om hom te verbrysel. Wie te verbrysel? Christus Jesus te verbrysel. Dit was sy welbehaag. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As hy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Wat beteken 'n nakroos? 'n nageslag. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Kan jy verstaan hoekom hierdie die blye boodskap is? Die Evangelion. Die blye boodskap wat sê dit het moontlik gemaak in die seun van Jesus Christus en dit het alles plaasgevind omdat God die Vader, dit sê hy welbehaag was dat dit moes plaasvind. Wie is hierdie een? Wie is hierdie een deur wie dit plaasgevind het? Nou sê Efesiërs, hy is die geliefde. Hy is die geliefde. En as jy die geliefde hoor, waaraan dink jy onmiddellik? As jy onmiddellik in die Nuwe Testament instap en jy hoor die geliefde, waaraan dink jy onmiddellik as jy hoor die geliefde? Jy dink onmiddellik aan Abraham en Isak. En die Here sê, ek wil hê jy moet jou seun, jou enigste lief, wat jy lief het, wil ek hê jy moet vat en gaan offer. Hy is die geliefde seun. Ek wil hê jy moet hom offer. En God stop vir Abraham. Hoekom? Want God sou in tyd sy eie geliefde stuur. Efesiërs sê dis die wonderlike, hy is die geliefde. Daarom in die Nuwe Testament, as die Vader uit die hemel uit spreek, daar's 'n paar kere wat die Vader uit die hemel uit die wolke breek en hy spreek uit die hemel uit. Een van die gedeeltes in Johannes die Doper, as hy vir Jesus klaar gedoop het en Jesus kom uit die water uit, dan onmiddellik kom die Heilige Gees af in 'n sigbare teken. Lukas 3 vers 22. En die Heilige Gees in 'n sigbare vorm soos 'n duif op hom neergedaal. Daar het ook 'n stem uit die hemel gekom. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Matteus 17, berg van verheerliking. Moses en Elias op die berg van verheerliking, hulle praat oor Jesus Christus se intog in Jerusalem. Hy sou sterwe aan die kruis, word bespreek op die berg van verheerliking. En dan kom daar 'n stem. Matteus 17 vers 5. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi. En kyk, 'n stem uit die hemel sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. My geliefde seun. As Jesus bid, as hy bid tot die Vader, en hy praat met die Vader, as daar ongelooflike gesprek is, is een van die ongelooflikste gedeeltes, jy kry in die Nuwe Testament, God die Vader wat met die Seun praat met sy Vader. Dis unbelievable, dat jy kan ingaan in hierdie kamer, in die troonkamer, en dat jy kan deel wees van hierdie ongelooflikste gebed, en jy luister, waarvoor bid die Seun? Waarvoor bid die Seun? En dan weet jy dat die Bybel vir ons vertel, dat hy vir ons ewig intree, Christus Jesus tree vir ons in. Johannes 17 is deel van hierdie intree gebed, voor die Vader. Maar luister wat sê hy vir ons. Johannes 17 vers 23. Ek en hulle, en nie in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, luister mooi, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Waarom is die beeld van die Seun, die geliefde, so ongelooflik belangrik? Want in hierdie geliefde word ons die geliefde. In hierdie geliefde word ons broers en susters in Christus Jesus. In die geliefde word ons mede-erfgenaam. Efesiërs vra, waarom het dit plaasgevind? Waarom het dit plaasgevind? En dan die duidelike boodskap, God se genade. Waarom is jy voorbeskik?
Waarom is jy voorbeskik om kind van die Here te wees, erfgenaam te wees, en in die geliefde te wees? Waarom het dit plaasgevind? As gevolg van God se genade. Kan jy verstaan dat die wil en die welbehae, die genade alles te maak het om vir jou te sê, dit het niks met jou uit te waai nie? Om mense, as jy gaan uitstap en jy gaan dink, dit is wonderlik en dit verander nie in jou lewe nie, het jy alles gemis vanmôre. As jy vanmôre gaan uitstap en gaan dink, wel, ek het daar iets waaroor ek kan vashou eers, dan het jy dit ook gemis. Dit alles hy, dit is sy genade. Efesiërs 2 vers 4 en 5, ons gaan nog daarby uitkom. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredinge, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos. Ons gaan daaroor praat. Dit is amazing. Okay, maar God sê, dit alles het plaasgevind deur genade. Elke ding in my lewe is genade, is genade, is genade. Daar is niks in my lewe waar ek nie agter kan skrywe genade nie. Niks. Of dit moeilik gaan, of dit 'n oorwinning is in my geestelike lewe, genade, 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 genade. Waarom het God sy genade oor ons uitgestort in Christus Jesus, wat ons voorbeskik het, om ons as kinders aan te neem en ons erflating te gee, en sy liefde vir ons te bewys in Christus Jesus, na die welbehae van sy wil en sy wil op die ou en die welbehae en sy wil. Waarom het hy dit gedoen? As gevolg van sy genade, sodat wat sou plaasvind? Dat God verheerlik sou word, tot lof van hom, tot lof van hom, tot sy glorie, tot sy heerlikheid. Wat bring heerlikheid vir God? 'n Persoon wat God kom nuut maak het, deel van sy lewe kom maak het, erfgenaam kom maak het, deel van die geliefde kan wees. God se lof kom daardeur as daai persone vir hom lewe en sy naam groot kan maak. In die wêreld daar buitekant word God se naam verheerlik. Waarom het God dit alles gedoen? Sodat sy naam verheerlik kon word. Psalm 63. So het ek uitgesien na U in die heiligdom, om die krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar, sê die psalmdigter. Hoor jy die psalmdigter? Hy sê, ek het uitgesien daarna. Dis wat Romeine sê, die hele skepping sug van verlange wanneer Christus weer bekend sal maak, wie sy kinders is, ons sug ook. Dit is ons begeerte. So het hy uitgesien na U in die heiligdom, om die krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Want die troue liefde is beter as die lewe. Die troue liefde is beter as die lewe. Kinders van die Here, glo jy dit, dat om met hom te wandel beter is as die lewe hier op aarde? Sien, ek dink nie ons glo dit nie. Want as dit ons geglo het, wat se impak sou dit nie in ons lewens gemaak het nie? Sou ons dit nie verander het nie? Want die troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem. So sal ek U prys in my lewe. In die naam sal ek my hande ophef. Efesiërs sê al hierdie dinge wat plaasgevind het, al hierdie dinge wat gebeur het gebeur uit sy genade, uit na sy welbehae, volgens sy wil, sodat hy geloof kan word deur sy kinders. Johannes 17 vers 10, daai gebed van Jesus met sy Vader, sê hy die volgende. Hy sê, alles wat myne is uwe. Alles wat myne is, behoort aan U, Vader. En wat uwe is, wat U sinne is myne. En ek is in hulle, my kinders, ek is in hulle verheerlik.
Jesus Christus het na die wêreld toe gekom en hy het sy lewe gegee. Hy het gehang aan 'n kruis en sy bloed het gevloei. Waarom? Sodat in hom ek deel kan word van die familie van Jesus Christus met God wat my Vader is, met die Gees wat kom woning maak in my, en 'n absolute gesprek van eenheid tussen God die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat in my is, vind nou plaas, en ek kan met hom praat, en ek kan saam met hom wandel, en ek kan weet ek is nooit alleen nie. Hy sal my nooit begewe, my nooit verlaat. Waarom kyk jy angstig rond? Ek is jou God. En alles vanmôre is sodat ons hom sal loof en prys met ons lewens. Amen. Sjoe. Here, U is wonderlik groot. Here, ons sal sekerlik by Efesiërs 1 vers 4 en 5 vir honderde jare kan stil staan, en dit het al plaasgevind. Vir honderde jare is hierdie teks al gepreek in die kerk. It's amazing om te sien hoe gelowiges deur die geskiedenis kon staan by hierdie teks en kon preek en sê, Here, hoe ongelooflik is die liefde. Om in die troonkamer van U te kan inbeweeg en te besef dat voor alles daar was, het U erfporsie uitgeslê en afgesit en gesê, hy behoort aan my, sy behoort aan my, hy behoort aan my, sy behoort aan my. En alles het plaasgevind volgens U welbehae, U genot, U vreugde. Volgens U wil, U raadsplan het dit plaasgevind. En in tyd het U dit 'n realiteit in ons lewens gemaak. In tyd het U ingebreek in die geskiedenis van die wêreld en het U U seun gestuur om in tyd vir ons as mens te kom sterwe. In tyd het U ons sonde vergewe. In tyd het U ons kom vrymaak. In tyd is ons erfgename van ons Vader. Terwyl ons hier op aarde woon, Here, mag 'n wêreld na ons kyk en verstom staan oor die vrede wat ons het. En dat ons dan die lof en die eer vir U kan bring en sê, kom ek vertel jou waarom het ek soveel vreugde en vrede. Ek is 'n kind van die Vader. 'n Mede-erfgenaam van die Seun. En ek is 'n tempel van die lewende God. Amen.